Die Kalahari Memorandum woon die troostdiens by van die 22-jarige Shano Polman, wat wreed aan sy einde gekom het, toe hy op Sondag 4 Mei 2025 aan 'n mesdood gesterf het. Familie, vriende en die geloofsgemeenskap kom vandag by mekaar om sy wrede dood te herdenk, te reflekteer oor sy lewe en ook sy skielike heengaan te lamenteer. Natuurlik is die Kalahari Memorandum hier om hierdie hartseer troostdiens by te woon. Dankie, Here. Jesus. Ek weet. Ek weet. As ek vir skeer soek, ek dink ek ken nie skeer se agtergrond nie. Maar as ek sien, dan sien ek skeer as iemand, skeer is 'n stil en 'n rustige persoon, soos ek vir skeer opgemerk het. En ek dink skeer kom uit 'n goeie huis uit, prys die wonderlike Jesus. Ek dink die Bybel vra jongelinge, waarmee sal julle julle pad suiwer hou? Daai man wat daar sit vanmiddag, was nie net 'n mens nie. Hy was nie net hier op die aarde nie. Hy het die talent gehad op die aarde. Hy het alles op die aarde gehad. Prys sy wonderlijke naam. As daar ek kan nie praat vanmiddag, soos iemand wat die hoop het hier. Prys die Here. En dan skeer as 'n papa. As hy een van die maande pyn, dan kyk hy eerst terug na sy kindje toe. Prys die Here. As was sy hartse begeerte, daar is hy pyn. As hy in die oggend opstaan, dan staan hy op vir iemand. Dan vraag ik mijn kinderen, wie is de kind die wat van die kinderen komen met mij zo komen uitmoors? En zeg ik, als ik aan die kinderen maak, krijg dan wil ik voor die kinderen maak vragen. En ik hoor die kinderen niet groot mensen wat ik aan mijn spelen, ze zo met mij spelen. En ik was altijd hiken wanneer ik mijn kinderen ruzie maak, dan voel ik zo. Ik moet voor die kinderen zeggen sorry, om laat hulle ook aan voor mij kan zeggen sorry. Ik is zo bij teleurgesteld voor die dingen wat er gebeurt samen met skeren. Land die ik weet niet waarom ik het zeg. Maar gaan jou die rest, Jesus. ach geliefde kind, ach geliefde kind, ons was jou voorbij, maar gaan jou die rest. Daar is storms wat gedesigned wordt, halleluja, om je te vernietigen, halleluja. Maar wat maakt jy in die storm? Iedereen is zwart. Die storm zal bepalen of je geroepene van God is. Van ons zal gevaren kleren zien in die storm. Kerk van God, wat onder de gestank van de stem zit. Jij wat verstaan, die storm zal bepalen. Zal jij naar die zal komen, die hardloop om die storm stil te maken. Maar kom eens zeggen nou, oh God van uw wachters, hij is aan de wind van storms. En geen mens op aarde is bemachtig om een storm tot stilte te kan roepen. Niet die disciples, Jonah was bemachtig om die storm stil te maken. Hij moest naar hom toe gaan voor de storm. Macht. Eva Swarts, dit was 'n baie hartseer troostdiens wat julle vir Shandou hier vanaand gehou het. Hoekom het julle hierdie troostdiens gehou?
Bishop, ons het hierdie troostdiens gehou. Ons het besluit as die kerk, ek en my vrou en Suster Berenice, toe besluit ons dat Shano was in die kerk en hy gebekeer in die kerk en hy het op 'n vredige manier het hy gesterwe en toe voel ons dat ons moet ons laaste eer betoon, ons laaste herinneringe moet ons betoon aan hom. Van die sprekers het gevoel dat jeugwerkloosheid bydra tot die misdaadgolf. Wat is u mening daar rondom? My mening daarom is dat dit is 'n baie groot impak vir die jong mense wat nie werk het nie en dan as hulle net by die huise van hulle sit, hulle gooi hulle se CV's in en hulle kry nie werk nie en dit laat toe dat hulle sekere dinge doen en dit maak frustrasies en dan kom ons by sommiges van hulle se huise dan daar werk dan niemand in die huisie so ek dink dit dra by tot die gebeurtenis. Ander mense meen ook dat die kerk 'n sterker rol moet speel om jong mense uit die greep van misdaad te kry. Ja, Bishop, van as ons kerkleiers, as ons saam staan en as ons gedurig bid, soos die Bybel dit verwag van ons af, maak nie saak wie dit is, ons ontydig moet ons bid, gedurig in ons stryde moet ons bid. So ek dink ons as die leiers, ons moet by mekaar kom en ons moet planne beraam, programme beraam, laat ons die kinders, die jeug, laat ons hulle uit hierdie kyk is daar 'n manier wenke wat ons kan pogings wat ons kan doen om hulle werksaamig te kry en so nie. Op Sondag 4 Mei, op hierdie einste plek waar ek en u staan, het Shano Polman wreed aan sy einde gekom. Hoekom het u hulle die troostdiens spesifiek op hierdie plek gehou? Die rede daarvoor is dat dis naby die kerk en Shano se ma bly net die voorkant bly en ons het gevoel as ons hier kerk hou dat die gees van die Here laat ons moet bid hierso, laat ons die plek moet heilig maak. Dat ons moet heilig maak van sy bloed, het ons fisies toegemaak en menslike gesproke, dan voel 'n mens, as jy bloed sien, dan voel jy nie alrighty. So te voel ons as die leiers van die kerk, ons moet bid, ons moet 'n diens hou, dat die plek kan heilig word. Evangelis, waar en wanneer word die 22-jarige Polman ter ruste gelê? Ons gaan Saterdag aan die kant van Nikershoop om 8 uur sal die begrafenis daar gehou word. So gesels Evangelis Elrico Swarts wat hierdie troostdiens saamgeroep het. U het geluister na baie van die sprekers wat hierdie wrede dood betreur het. Ander meen dat jeugwerkloosheid bygedra het. Daar is self van die sprekers wat die polisie blameer vir hierdie verskriklike mesdode wat in die gemeenskap plaasvind. My naam is Hendrik Jacobs en ek het natuurlik hierdie troostdiens bygewoon namens die Kalahari Memorandum.